vir jou lewe. Get in line with God's plan for your life. Wat is God se plan? Is dit om kerk toe te kom, huis toe te gaan? En dan weer volgende Sondag kerk toe te kom? Of is daar 'n groter doel in jou lewe wat God het vir jou, vir my? Groter plan. En dit moet ons nou kyk, wat sê die woord? Wie kan vir my vinnig Spreuke 3 vers 5 en 7 opsoek? Wie weet wat sê dat? Wat sê die woord daar? Spreuke 3 vers 5 en 7. Proverbs 3 vers 5 en 7. Spreuke. Wie kan vir my sê? Wie wil dit sê gou? Terwyl ons daar so met die skerm. Wie wil vir my dit lees? Wie het dit? Denise, lees op ons. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. In vers 7. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Amen. Jy kan mooi luister. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Baie van ons wil sê, Here, u moet ons paai gelyk maak. Wat doen ons? Ons volg ons eie pad, ons eie rigting. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Verlede Sondag het ek voorreg gehad om my Mission Peter te bedien. Die gedagte wat die Here vir my daar gegee was hierdie gedagte. Don't rely on your plan B. Baie van ons het 'n plan B. As die Here nie ingryp, het hy 'n plan B. Maar die Here sê ons moet op hom vertrou. Amen. Vertrou die Here. Kom ons gaan verder. Wat sê die woord van God vir ons? Hebreërs 4 vers 12 sê dit. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en gees en die gewig en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die Here weet wat dink jy. Hy weet hoe voel in jou hart baie keer. Of nie baie keer, al die tyd. Hy weet, hy is bewus daarvan. Nou sê die woord van die Here, hy wil ons raak sien. Hy sny deur. Hy wil weer kom tot jou gedagte, jou binneste, jou binnekant. Sê my kind, ek het iets vir jou in store. Groter as wat jy kan besef. Maar die groot saak is vanoggend, gaan jy God se plan vir jou lewe volg? Is jy bereid om toe te gee? Are you going to follow God's plan for your life? Is jy bereid om toe te sê, Here, ek het met my lewe al gesukkel tot vandag toe, en baie van ons sukkel nog elke dag met dinge in ons lewe, moedeloosheid, omstandighede, ons kan nie oorwinning kry nie, maar dan kom 'n tyd wat ons moet sê, Here, genoeg is genoeg. Ek gee oor. Sê, Here, u plan in my lewe. Wat is die plan van God? Wie kan vir my sê, wat sê Jeremia 29 vers 11? Wie weet? Nie daar met die woord kyk. Kom ons sê dit. Want ek weet, sê die Here, wat die gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Besef jy wat sê die Here? Hy sê, ek weet wat die gedagtes, nie jou gedagtes nie. Maar ek het 'n plan met jou, sê die Here. Hy wil ons koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Die Here wil nie onheil oor ons sien kom nie. Hy is nie 'n God wat ons wil straf nie. Hy is nie 'n God wat sê, ag man, jy weet, jy doen so en so. Nee. Ek dink aan die man vir 'n oomblik, die man aan die kruis saam met Jesus. Die twee misdadigers.
Toe die een uitroep, Here, dink aan my. Sien my raak. Wat sê Jesus? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, wat sê Jesus? Hy het nie gekyk na sy slegte lewe nie. Hy het nie gekyk hoekom is hy op 'n kruis gehang om te sterf nie. Maar hy sien 'n toekoms raak vir die man, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Baie keer voel jy ook, Here, dit en dit het ek gedoen in my lewe, dit is verkeerd, ek sit met hierdie situasie, ek sit met hierdie probleem. Baie mense sit met 'n situasie, hulle kan nie oor dinge kom wat gebeur het nie. Want dit en dit in my lewe gebeur. Dit en dit het iemand van my gesê. Dit en dit was 'n optrede vir my. En jy hou vas aan daai ding vir jare en jare. Maar die Here sê, ek kyk verby al daai dinge en ek wil jou herstel. Ek het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. Dat gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here wil hê ons moet uitsien na iets. Is hierdie hoopvolle toekoms uit die hemel wat wag? Nee, dit is terwyl ons hier op aarde is. Terwyl ons hier rondbeweeg, kan ons met 'n blydskap, 'n gejuig in ons binneste rondbeweeg om te sê, die Here is my herder, die Here is met my, die Here is daar vir my, die Here gaan voor my uit, hy is my genees, hy is my God, hy is my voorsiener. Ons het nou net na die name gekyk van die Here. Dit is God se plan om daar te wees vir een van my, te sê ek is met jou. Daar vir jou. Want ek weet wat is my gedagtes teenoor jou. Weet wat is my planne, sê die Here. Spreuke 23:18. Waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Waarlik, daar is 'n toekoms vir jou. So hou op, jy mismoedig wees. Hou op, sê altyd wanneer gaan dit gebeur? Wanneer sal die Here ingryp? Wanneer gaan 'n plaas in my lewe? Ek sukkel so lank met hierdie situasie, hierdie probleem, die ellende in my lewe. Kom net in God se plan in. Sê Here, ek wil weet dit wat jy my vir my het, die toekoms wat daar wag vir my, en daai toekoms breek nou aan as jy dit glo. Dis nie vir een dag nie. Wil jy gelukkig wees? Baie keer stap ek verby iemand en ek hoor hulle sing. Baie keer sit dit 'n ander taal, ek ken nie daai taal wat hulle sing nie. Dan sê ek vir die persoon, you are a very happy person, you must know Jesus. Yes sir, I know Jesus. Sien, daar's blydskap. Het jy daai blydskap in jou binneste, daai vrede, daai heerlikheid om te weet, God is in beheer in my lewe? Of worstel jy met die onsekerheid? Wat gaan ek doen, hoe gaan ek maak? Wat is die situasie? Hoe nou, wat nou? En ek het een ding geleer. Ek sit my vertroue in die Here, nie op 'n mens nie. Want die mens stel te leer. Om God stel nooit te leer. En ek kan hierdie jare sê, ek sien sy plan, sy doel, en ek wil nooit uit die plan van God vir my lewe beweeg. Ek wil daar wees in dit elke keer. Amen. Dan sal 'n goddelike uitspraak oor jou lewe, a godly word spoken over your life. Jesaja 55 vers 8 tot 11. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Ons gedagtes, die Here, as jy maar dit so uitwerk van my, is die Here dit wil doen. Nee, en julle wees nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër is julle wee. En my gedagtes is julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde die vochtig gemaak het dat dit voortbring en uitspuit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat wat my behaag en voorspoedig wees en alles waartoe ek dit sal sien. Wat sê die Here? Ek het 'n plan vir jou.
my woord sal uitspreek. Dit wat ek met jou gespreek in my, ek wil amper sê die droom wat God vir ons het, kan volbring word. Maar ek moet dit aanvaar. Ek moet sê, Here, ek aanvaar dit wat jy vir my wil doen. En baie keer sê ek wonder, hoe gaan dit werk, gaan die Here dit doen, gaan die Here, nee, moenie wonder daaroor, weet net, God is in beheer. Aanvaar dit. Die Here is daar vir jou. Ek praat met een van ons oude pastore gister wat verjaar het. En ek noem van die inbraak wat ons gehad het. En hy sê hierdie woorde. Hy sê, Pieter, jy moet nie moedeloos wees nie. Die Here weet jou nuwe toerusting nodig. En wat ek verstaan van die ouens wat besig met die klankstelsel, hulle is besig om te kyk na die digitale stelsel, wat baie beter is die oude stelsel. God het geweet dat die tyd stap ons moet het kry. Ach, maar dit en dit. Nee, God het 'n plan en hy doel al kom die vyand met sy werke en hy probeer vernietig. God het 'n plan in jou lewe. Geen net oor in die Here. Doen dit net wat hom behaag. Die saad van die woord. Hoe belangrik is die saad van die woord in jou lewe, the seed of the word. Johannes 12:24 sê voorwaar, ek sê vir julle, dat die voorwaar in die oorspronklike Grieks beteken iets besonders, nota bene, baie belangrik, en dit kom 'n paar keer voor in die Nuwe Testament, voorwaar. Die Here sê, moet let op hierdie wat ek nou sê, ek sê vir julle Jesus, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Met ander woorde, ek moet sien wat God se plan in my lewe, sy doel, sê Here, hierdie saad van God se plan word nou vandag in my lewe geplant. Ek aanvaar dit, Here, en ek moet sterk van my eie gedagtes, my eie besluite, eie manier van dinge doen en dink, ek moet weet wat God in my lewe wil doen vir my. Galasiërs 2:20 het ek 'n baie mooi voorbeeld van die sterfte daarvan. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Dit is 'n ander saak. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Wat het gebeur? Die saad het in die grond geval. Hy het gesterf. En hy het opgekom. Christus lewe. I'm alive in Christ. En dit maak die verskil. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself van my oorgegee het. Paulus, wat sê jy? Sê ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Want die saad het ontkiem. Christ in you, the hope of glory. Dink 'n bietjie daaraan. Wat beteken dit? Wanneer ek besef, hierdie heerlikheid van God is my deel. Kan ek dan met 'n lang gesig rondloop, sê ek wonder wat gaan met my gebeur? Wat gaan hierdie week plaasvind? Bekommernisse, ag, dit gaan nie uitwerk nie. Hoor die woord van die Here, as Christus in jou leef, is dit 'n heerlikheid. 'n volheid van God, te weet jy is meer as oorwinnaar deur Christus wat jou lief het. Die vyand kan jou nie jou voete aan jou slaan nie, want die Here is 'n beheer in jou lewe. Nou vraag, het jy gehoor of het jy gesien wat God se woord sê? Verstaan jy wat sê God se woord? Have you seen what God's word says? Die profeet Jeremia, die Here vra hom iets. Jeremia 1:12, toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Hele klomp jare terug dan Randfontein.
So 'n pastoor wat besoek by een van die kerke daar, en ons is genooi. En die Sondag het hy gepreek oor 'n amandeltak wat bloei. Ek is nie 'n tuin, ek weet nie, en die Sondagoggend vra ek vir iemand, ek soek 'n amandeltak, as iemand weet. Hulle bring van daai aand 'n amandeltak saam. Want die Here vra vir Jeremia, wat het jy gesien? Sê ek het 'n amandeltak gesien wat bloei. Ek weet nie wie van julle is kennisse van 'n amandelbome nie. Dis die eerste boom wat vrug dra om te wys die lentes aan die koms. Heel eerste boom. Jeremia, wat sien jy? Jy het goed gesien. Wat sê die woord? Jy het goed gesien wat die woord sê. En hy gaan dit volbring. Luister wat sê die woord. En hierdie skrif moet jy mooi daar onderstreep in jou Bybel. En dis my gebed vir julle. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ek wens dat dit met jou alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Ek bid dat dit met jou moet goed gaan, volgens God se woord. Maar baie van ons siele, ons is gates in die hemel siele, maar dit gaan nie so goed met ons, nie gesond nie. Hoor die woord van die Here, dit moet met jou gesond wees. Here, maar hierdie pyn, hierdie ellende in my liggaam. Hoor die woord wat die Here sê, ek wens dat dit met jou goed en alles goed mag gaan. En dat jy gesond is. Soos dit met jou siel goed gaan. Here, skies nog. Is dit moontlik? Kan ek gesond wees? Is God se plan om jou siek te hou? Is dit God se doel om jou siek te hou? Ek het al baie keer gehoor predikante sê, ag, is jou lot in die lewe, is die Here doen dit om jou nederig te hou. Aanvaar dit maar net, dit is God se plan in jou lewe. Die woord sê hy wil ons gesond hê. Ek is die Here, jou God, wat jou gesond maak. Ek het my woord gestuur en dat jy gesond kan wees, sê die Here. Ek het my woord gestuur, Filippense 4 vers 19, dat al ons behoeftes sal vervul word, volgens sy rykdom. Is dit sy woord? Kan ek sy woord aanvaar? Kan ek sê, Here, hierdie woord is vir my vandag, en ek wil dit uitleef, ek wil God se plan in my lewe aanvaar? Psalm 18:31 sê dit, die weg van God is volmaak, die woord van die Here is geluid, en geluid beteken is beproef. God se woord, die weg van die Here is volmaak. Dit is nie dingetjies hierdie kant en daar, dit is 'n volmaakte saak. Hy is 'n skuld vir almal wat by hom skuil. Here, is die een wat vir my daar is. Ek wil vandag vra, wil jy nie op die plek kom? Sê die woord is vir my. Hierdie belofte is vir my. Die Here het dit gegee. God doen dit vir ons. Is hy gereed? Om te sê, Here, ek aanvaar die plan van die Here. Hoe gaan ek weet wat is God se plan? Om die woord te lees. Die woord sê dit. En ek is baie lief, ek myself dit jare terug aangeleer, as die Bybel iets praat van Abraham, en die beloftes wat God aan Abraham gegee het, wat doen ek? Ek sit my naam in sy plek. En ek sê kind van God. Ek het die reg. O, Here, en Abraham so geseën, Here. En was met hom, Here, ek vat daai seën van Abraham oor my lewe ook. Ek roep dit. Want ek sê kind van God. En weer is die woord van ons seuns van Abraham, erfgename. Oor genesing. Ek kan die Here uitroep oor genesing. Kan die Here vertrou. Want sy woord sê dit, hy het iets goeds vir my in store.
Sy gedagtes teenoor my is net om die goeie te doen. Nie die slegte nie. Kom ons roep uit na God toe. En wanneer die moeilike tye kom, die slegte tye kom, dan staan jy vas op die woord. En sê, Here, u woord sê dit. Want die woord sê, ons moet die Here herinner aan sy beloftes. Here, u woord sê dit vir my. Amen. Kom ons gaan saam die Here vertrou. Saam bid sê, Here, ek aanvaar dit dat die Here vir my iets groots gaan doen. Amen. Bid saam, kom ons vertrou die Here. Vader, ons sê baie dankie. Om te weet, u woord is ja en amen. Om te weet, die werklikheid van die woord is aan ons gegee. God het goeie gedagtes, planne vir ons. Hy wil ons in sy volheid sien, sy heerlikheid, sy grootheid van sy guns oor ons lewens. En Here, ek bid vir elkeen wat in 'n stryd is op hierdie oomblik. Maak nie saak wat daai stryd is, werksomstandighede, finansiële krisis, siekte, probleme, huislike omstandighede, dalk huweliksprobleme. Here, ek bid dat die volmaakte wil van God in haar lewens sal uitkom. Dat die Here die werk sal doen wat net die Here kan doen, deur die volheid van die Here se belofte in hulle lewens. Om te sê, ek het 'n goeie plan vir jou. Ek het iets in store vir jou, my kind. Aanvaar dit net, beleef dit net, weet dit net. Dis my plan vir jou, dis my doel vir jou, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En ons sê dankie, ons kan dit aanvaar in die oggend, in Jesus mooi naam. Amen. Halleluja. Kom ons vat die woord ons aanvaar dit so. Kom ons gaan oor na die tafel van die bediening van die Here. En ons kyk weer na die pragtige gedeelte in die woord van die Here, ons almal